Toe, eet, of wil julle almal vanoggend laat wees? Moet ons nou haastig eet omdat jy laat is met ons ontbyt? Dis jy wat my laat gemaak het. Wie kon het gesê het, ag nee, wag nou Wors, ek moet die ontbyt gaan maak. Ek het seker 3 keer gesê. Hoe ek het gedog jy mou nie. Ja, okay. Kan ons asseblief oor iets anders praat? Hierdie gesprek gaan my van my kos afsit. Tenis van Rooyen se pa is gisteraan toegesluit vir dronk bestuur. Hoe weet jy dit? Tenis het my ge-SMS. Hy moes geld by sy stiefpa leen om sy pa uit te byl. Jy sal nooit sê dat daai man voorheen 'n dominee was nie. Jy sal nooit sê dat Melvin se laaste girlfriend voorheen 'n man was nie. Hoor julle saam met wat se rubbish werk julle pa? My ma was al 3 keer toegesluit vir dronk bestuur. Jou pa moet dan nie toelaat om te bestuur nie. Hy moet oom, want my pa het 'n opgeskorte vonnis vir dronk bestuur. Dis nie iets waaroor mense eintlik uitpraat. Ek weet, auntie, ek skaam my dood vir hulle. Maar ek dink is iets wat my toekomstige skoonouers behoort te weet. Ek was 'n instrumentbaba. Ja, Wors, ons weet. Ja, maar siende dat ons nou familiegeheimpies uitlap, het ek gedink dit is iets wat my toekomstige skoondogter behoort te weet. Is dit? Ja, en dat ek in standaard 1 in die klas my broek nat gemaak het. Dit hoef niemand te weet nie. Dit kan met enigiemand gebeur. Dis nie iets om oor skaam te wees nie. Dan eet jou ontbyt. Speel julle twee voetjie onder die tafel? Dit het niks met jou te doen nie. Gaan pa niks sê nie. Toe ek en Tenis dit gedoen het, was ons uitgevreet. Van daai rubbish van Rooyen het met my voet gespeel. Per ongeluk, ma, per ongeluk. Faatjie en Chardonnay mag maar. Is dit so? Ja, want het kan tot niks lei nie, want Chardonnay is al reeds op die paal. Dis reg, sê al oom. Ag man, shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle al twee. Toe sê hulle Wors. Al wat ek wil sê is, 'n huweliksertifikaat is eintlik soos 'n jaglisensie wat jou beperk tot net 1 bok. Is dit? Dis wat Melvin sê. Sou jy wou hê dat jou jaglisensie jou meer as 1 bok toelaat? Natuurlik nie. Jy is die enigste bok vir my. Ek watch jou visagie. Jy weet ek kry hierdie mans wie se kulture 5, 6, 7 vrouens toelaat eintlik verskriklik jammer. Hoekom pa? Want saam met daai 7 vrouens kom maar 7 skoonmaats. Ek like my toekomstige skoonmaak kwaai. Dankie, Chardonnay. En Neville Naidu se skoonmaat het 'n kontrak op hom uitgeneem Wat 'n kontrak? by die videowinkel in sy naam. Nou kyk sy die een Bollywood movie na die ander, nou Neville Naidu moet net betaal. Ek weet van iemand anders wat al my skoonma se airtime betaal. Betaal joune ook en hare en syne en hare. Betaal pa ook Charmaine se airtime? Betaal almal se. Van wanneer af betaal pa haar airtime? Ek dink ons moet ophou klets en eet. Ons gaan almal laat wees. I'm Larry Abdullah's breakpads en batteries oor kan die straat maak ons deesdae 6:30 in die oggende oop vir die customers wat voor werk daar wil inval. Wat probeer jy sê? Dat julle nou ook vroeër gaan oopmaak? Nog nie, maar ons sal seker as hoofkantoor eers hiervan hoor. Die meeste hotelle se chefs se skofte begin 4 uur in die oggend Hoekom so vroeg? om die gaste se ontbyt te maak. Ons hek wat daar oop gaan. Ja, pa. En kyk wie staan daar. Die ou auntie. Met haar tas. Wat die hel soek jou ma hier? Ek weet nie. So vroeg in die oggend kan dit net een ding beteken. Sy verlang baie. Nee, moeilikheid, jou stupid bliksem. Kan ons asseblief nou ry voor ouma klaar is met daai koppie tee? Het jou voet in die sitkamer opgehang? Ja, ma. Sy weet voor haar siel Chardonnay slaap nou in die spaarkamer. Ouma is nie van plan om hier oor te slaap nie. Haar tas is vol wasgoed. Wasgoed. Ja, haar wasmasjien het gebreek en nou wil sy haar klere hier kom was. In my wasmasjien. Ek neem so aan. Dis presies so iets wat my kan trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Nee, ma. Dit is net 'n wasmasjien. Nie die einde van die wêreld nie. Ons vind nie so 'n drama queen. Die hel sal los wees as sy my wasmasjien breek. Dan sal pa nie anders kan as om vir maar 'n nuwe wasmasjien te koop nie. Dalk is dit dan nie so 'n slegte idee dat sy al wasgoed hier kom was. Hoeveel airtime kry Charmaine? Askies,
kry sy meer as ek. Kry jy nie genoeg nie? Kry enige iemand van my ouderdom ooit genoeg airtime? Kyk hier, juffroukie, ons gee nog altyd vir jou alles wat ons kan. Ek weet. Maar verstaan net nie hoe ek voel nie. Hoe voel jy? Ek is, of liewer, ek was, tot nou die enigste dogter in hierdie huis. Maar nou weet ek nie meer nie. Om skielik nog 'n mens in ons gesin te hê, is vir ons almal 'n aanpassing. Dis alles daai dikgat se skuld. Wat gebeur het, dit gebeur. Jy sal maar net moet aanpas. Dis nie die einde van die wêreld nie. En vir my voel dit so. Dit hou my wakker in die nag. Dit is 'n thriller. Nou's jy die drama queen. Ag, dan het ek dit seker by my ma geërf. Geen net tyd, alles sal weer regkom. Ek weet nie of dit waar is nie. Ek dink as Charmaine se baba eers daar gaan wees, gaan dinge baie erger wees. Dit is nog lank nie nou daaroor worry nie. Ma gaan nie meer 'n sekonde se tyd vir my hê nie. Want al ma se aandag en liefde gaan net by daai baba wees, ek weet. Jy's laf. Jy het absoluut geen rede om so bedreig te voel. Nee. Nou wat is in daai plastiek sakke daar bo in ma se kas? Toe, sê dit vir my. Het jy wragtig in my kas te gaan krap? Nee. Ek het dit toevallig daar gesien toe pa my gevra het om een van die ou handdoeke vir hom Gracio te bring. Dis maar net 'n paar goedjies wat ek nou al begin bymekaar maak het. Ma, dit is 6 sakke vol baba klere, baby grouse, kombersies, beertjies, allerlei goed. Ek het gewonder waarheen verdwyn my ou handdoeke. Ek gebruik dit vir skoonmaakklappe. Jy en jou pa moet my flop en goed uitlos. Gaan roep vir Charmanetjie dat ons kan ry. Charmanetjie. Hoeveel keer het ek nie gesê dat Faitjie nog vir hom simpel gaan val nie? En kyk nou. Ek het dit sien kom, maar niemand wil mos glo dat ek met die helm gebore is nie. Sy voorwiel het in 'n pothol vasgehak. Ek hoop jy gaan nou daai gevaarlike skooter verkoop en vir jou seun 'n kar koop. Lyk ek vir my soos 'n bank. Hy kan nie met 'n vrou en kind op daai skooter nie. Hierdie is Johannesburg, nie New Delhi nie. Ma se wasmasjien is so te sê nog splinternuut. Probeer jy vir my sê ek lieg? Dit behoort nog onder waarborg te wees. Ek sal die winkel bel en sê hulle moet dit kom reg. Nee, moenie. Wat as ek net vir Melvin vra om te kom kyk? Hy kan omtrent enigiets regmaak. My wasmasjien is heeltemal poegaai. Voor in sy dinges in. Gekrok, okay? Ek het dit klaar weggegooi. Wat maar dit weggegooi. In die asblik hou nou op om jou neus in my sake te steek. Okay, sê dan net vir my by watter pandjieswinkel is dit? Daai groot een in Brixton. Hou nou op om jou ma soos 'n misdadiger te ondervra. Ek is jou ma, I love you nou. Ma het my beloof dat maar nooit weer iets af 'n pand nie. I have you's nou dead. Ek het dit nie verpand nie. Errol het dit in sy naam gedoen. Ons was so oortuig dat ons by die casino ons geldjies gaan vir 10 dubbel. En dan was dit peanuts om weer my wasmasjien terug te koop. Ek het nie nou die geld om ma se wasmasjien te gaan terugkoop nie. Ek vra jou nie vir geld nie. Ek wil nie jou geld hê nie. Nou wat wil ma dan hê? Ou gunsie. Wat moet ek doen? Gaan haal my wasmasjien met jou bakkie. En waar kry ek die geld om daarvoor te betaal? Ons verpand daai verdomde skooter. Waar Chardonnay? Het jy vir haar kom kuier of vir my? Julle albei. Julle is mos nou 'n paartjie. Sy is saam met my ma na die dokter toe. Ek kom ook nou net van die dokter af. Hy sê my skouer is okay. Dis nog net die snou op my hand wat moet regkom. Ek moet hierdie flippensleng nog vir ten minste 2 maande dra. Dit klink asof hulle my pa se lisensie vir 'n paar maande gaan wegvat. Hy moet nie syp en bestuur nie. Ek is so bly ek gaan van volgende maand af in Pretoria werk. Ek kan nie wag om met my eie lewe te begin nie. Ek wag nog vir 'n antwoord van een van die hotelle af. Ek hoop ek kry vinnige werk, want ek wil met Charmaine trou voordat haar boep daar staan. Ek kan nou nog steeds nie glo jy gaan trou nie. Eintlik is ek baie ontstel daaroor. Vir wat is jy ontstel? Want jy gaan vergeet van my. Is jy laf? Ek het mos gesien hoe my ma verander het nadat sy en daai bliksem getrou het. As ek by die huis is, voel ek skoon in die pad. Dis anders. Ons is al pelle van Pestepelle. Ja, pestepelle van graad 0 af. Ons sal pelle bly. Ek hoop so. Waar al die baba daar is, onthou net. Jy ken my al baie langer as daai babietjie. Is dit nou amper tyd vir jou ma se baba nie? My sussietjie kom volgende week. Ek kan nie wag nie.
Ek bid net elke aand dat sy lyk soos my ma en nie soos daai lelike bliksem wat homself my stiefpa noem nie. Hel, Dennis, jy gaan dit nie glo nie. Het jy airtime gewen? Flippend beter as dit. Die Sandton Flamingo Hotel bied vir my 'n pos aan as 'n junior chef. Voetjie, my chommetjie, geluk. My skouer. Jou skouer, sorry chef. Die voetjie se SMS gekry. Daai dik gaan nou so vol van homself wees. Ons gaan nie met hom kan huishou nie. Is jy nie bly vir hom nie? Ja, sure, ek's baie bly. Klink jy asof jy baie bly is, nie? Ek het my eie probleme, Tenis. Jy moenie worry oor ek in Pretoria gaan werk nie. Ek gaan nog steeds elke naweek kom kuier. En in die week, Ja, in die week ook. die gee vir my. Hoekom is jy so negatief? Ek is nie negatief nie. Ek is depressed. Hoekom? Ek's nog baie lief vir jou. Dinge het baie verander in hierdie huis. Ek voel skoon ontuis hier. Waarvan kan jy my niks vertel nie? Ek bly langs my ma se huis in die bure se granny flat. Hoe ontuis dink jy voel ek? Praat ons nou van jou of oor my? Oor jou. Toe. Gaan aan. My ma noem my tattoo-tert Charmenetjie. Verbeel jou. Paatjie noem maar liefietjie. Ag, maar ek skiet sommer 'n kat. Maar jy is omgekrap. Dit voel vir my asof alles van my af weghardloop. Asof ek skielik een of ander siekte het. Nee, dis nie waar nie. Ek gee nog baie om vir jou. Ek gaan nêrens heen hardloop nie. Ja, so 'n bliksem wat homself my stiefpa noem. Hallo oom. Wat? Waar? Ek's op pad oom. My ma's in die hospitaal besig om te kraam. Ek gaan my sussiekie sien. Is Antie hier besig? Jy kan maar sien. Ek wil net gou tee kom maak het. Jy kan nou, ek is amper klaar. Waar's Molly? Die Antie's in die bad. Ek sal net nou terugkom. Nee, wag. Ek wou nog 'n bietjie met jou praat. Gaan Antie met my raas? Wat laat jou so dink? Faitjie het gesê Antie is baie die hel in omdat hy my op die paal gesit het. Ja en nee. Ek haat dit as mense dit sê. Ja en nee. Wat beteken dit? Ja, ek is effens die hel in. En nee, ek mag eintlik nie wees nie. Hoe nou? Ek weet nie of jy weet nie. Maar Faatjie se ouers het ook destyds oor die tou getrap en moes trou. Ja, ek weet Antie. Faatjie is ook 'n love child. Net soos julle baba ook is. Ek hou nogal van daai beskrywing. Wat ek nou vir jou gaan sê, mag jy vir niemand sê nie. Okay. Beloof jy? Okay, ek beloof Antie. En niemand in die familie neem jou kwaadlik nie. Jy's nou een van ons. Die geskiedenis herhaal homself maar net oor en oor en oor. Ek verstaan nie. Wors was ook 'n love child. Oom Wors. Ek en my oorlede man Alpie het ook oor die tou getrap. Ai, regtig Antie. Ek onthou sy woorde asof hy dit gister gesê het. Wat 'n woorde. Alpie het net gesê, "Relax. Ek weet wat ek doen. Trust my." Oeps. Oeps. Die woord waarmee Worsie geskape is. Oeps. Ja. Oeps. Ek gaan sê maar jy het gehuil toe hy jou van sy werk vertel het. Van blydskap. Dit was vir my 'n baie emosionele oomblik. Toe maar ek het ook gejump. Ek het ook goeie nuus van my eie. Ons asseblief moenie my dag bederf nie. Wat bedoel jy? Ek ken jou beter as wat jy dink. Hy Abdullah is glad nie so 'n bad ou nie. Nogal heel aangenaam. Ekskuus. Net vanoggend het jy nog gal afgegaan oor hom. Ja, maar dit was voor ek geweet het. Oor die wat geweet het. Ek vir niemand sê nie. Veral nie vir Melvin of vir Neville Naidoo nie. Dis erger as wat ek gedink het. Abdullah
het vir my die pos as executive manager by Abdullah's Brake Pads and Batteries aangebied met my eie kantoor en alles. Jou eie kantoor. Met 'n pragtige uitsig van die storage yard. Hoe lyk jy dit? Wors Versaghi, executive manager. Ek sal vir my 'n aktetas moet kry. En die salaris? Die basiese salaris is 'n bietjie minder as wat ek nou kry, maar ek kry kommissie op elke battery wat ek verkoop. Ek skryf so te sê my eie salaris check. Is die executive manager nou ook 'n verkoopsman? En dis 'n soort hands-on executive manager and salesperson. Ek hoop jy het Abdullah aan sy helling gestuur. Nee, ek het vir hom gesê ek aanvaar die pos in beginsel. Ek moet dit net aan my vrou noem. No problem. No problem? Is 'n flippin' big problem. Is jy van jou kop af? Jy werk meer as 20 jaar al vir F1. Ek het gedog jy sou bly wees. Jy moenie eers daaraan dink om my pos te oorweeg nie. Jy bly net by jou werk waar jy nou is. Is dit duidelik, Versaghi? Wat as ek weier? Dan trek ek jou gatvelle af. Soos daai keer toe jy vir my spiegie op die paal gesit het. Ek kan glad nie slaap nie. Wat van haar chocolate en 'n paar koekies? Oh, dit help altyd. Slaap jou pa al. Oh, dit lyk so. Sy ma, daai bank is baie ongemaklik. Neem jy my kwaad? Nee, nie die keer nie. Pa is deur die blare om daai stupid pos vir daai simpel plek eers te oorweeg. Hoekom kan almal dit sien maar nie jou pa nie? Ego, ma, 'n man se ego. Abdullah het natuurlik net die regte dinge gesê. Ek haat dit as jy ouma jou pa klap. Maar vandag was dit wragtig net die regte medisyne. Is ma nog lief vir my? Wat op aarde dat jy so iets vra? Maar is ma. Tuurlik. Dinge verander so vinnig in hierdie huis. Ek voel so onuitgesluit. Dis as my skuld. Ek was so besig om ons Charmaine dik gaan te oor. Ek het nie vir jou al die aandag gegee wat jy moet kry. Dalk was ek net bederf omdat ek altyd almal se aandag gekry het. Dinge sal weer regkom. Ek hoop so, want dit is so aangaan sal ek wragtig 'n nervous breakdown kry. Teen is gaan te keer asof hy op drugs is. Ek sweer hy gaan vanaand in die hospitaal se gang slaap. Ek is baie bly vir sy ma dat alles goed gegaan het. Daai rubbish kan nie ophou babbel oor hoe perfek sy ou baba sussie se neusieke is en die handjies en die voetjies en alles. Fooi tog, hy was so lank die enigste kind. Ek kan baie goed verstaan hoe hy gat oor kop verlief gewees op daai ou klein babatjie. Soos ma en pa gaan wees oor Charmaine se baba. Oor Charmaine en Faatjie se baba. Gaan maar so wees. Ek het nuus vir jou, jy gaan ook. Ek gaan ook wat. Net so verlief wees. 'n Baba het nou maar eenmal die vermoë om onder 'n mens se vel in te kruip. Jy sal sien. Toe ek 'n baba was, het ma so oor my gevoel. Ek voel nou nog so oor jou. Regtig? Ja, kom hier. Toe. Ma se pragtigste ou baba. Hulle sê mos 'n baba is 'n engeltjie. Dis 'n vlekkies al hoe korter word soos hulle bene langer word. Dis dit gaan. Hallo my ou liefie. Hallo my ou beertjie. Dit is om van te kots. Hey, ons is aan tafel. Sê dit asseblief ook vir daai twee lovebirds. Ons is verlief. Deal with it. Hoekom is pa so stil? Jou pa sal want hy moes gisterand op die rusbank slaap. O. Nou dat ek 'n werk het, het ek en Charmaine besluit ons wil so gou as moontlik trou. Is jy seker? Ek wil graag in 'n seksie rok pas voor ek 'n boep het, auntie. Wat dink pa? Ek het nie eens geld om julle ouma se wasmasjien by die pawnshop te gaan haal nie. Hoe die hel gaan ek nou vir 'n troue betaal? Sommer 'n baie klein privaat troue in die tuin. Niks wat geld kos nie. Net ons en miskien die ou auntie en Tenis en dis al oom. Tenis gaan my best man wees. En ek wil graag hê Blapsie moet my strooimeisie wees. Sal jy? Ek? Ja, natuurlik. Het jy al 'n rok in gedagte? Wat van jou ouers? Moet ons hulle ook nooi?
Hulle het my weggejaag, oom. Ek weet nie of ek hulle hier wil hê nie. Ons sal hulle seker tog moet nooi of hoe? Nooi hulle as Auntie wil, maar sê, hier's geen gratis drankie, net 'n cashbar. Dan sal hulle nooit opdaag nie. Ons sal tog seker vir Poppy en Tannie Anna en oom Jan moet nooi. En die van Stadens. En Marie by my werk. En Dr. Praat. Julle kan nooi vir wie julle lus kry. Maar hierdie troue is 'n bring en braai. En Visagie. Ek het vir Abdullah gesê ek is jammer, ek is doodgelukkig by my eie werk. Thank you, but no thank you. Ek's bly. Jy sal self later agterkom dit was die regte ding om te doen. Ek het dit klaar agtergekom. Is dit? Toe Abdullah vir my sê dat Melvin en Neville Naidu ook nee gesê het. Neville het nee gesê, Melvin het kragwoorde gebruik. Het Abdullah wragtig vir elkeen van hulle ook 'n pos aangebied? Dieselfde pos. Dit was sy agterbakse manier om ons tak oor kan die straat toe te maak. Beteken hy's bang vir julle. En nou nog meer, want Melvin het hom gehet wat. Ek's bly dis verby. Het jy toe lank uit jou ma se wasmasjien gaan haal? Jy wil tog nie hê dat my ma die hele tyd haar wasgoed hier moet was nie. Dis nie wat ek jou gevra het nie. Ja, kyk, en dit gaan al my maat beloof om my die geld terug te betaal. En waar het jy die geld gekry om 'n wasmasjien af te los? Kom ons sê ek het dit by Faatjie geleen. Waar dit gaan die geld gekry? Ons het sy skooter verkoop. En al die geld gebruik om 'n wasmasjien terug te koop. Net 'n gedeelte daarvan, Faatjie hou die res vir 'n deposit op 'n klein tweedehandse karretjie. Aan die einde van die maand gee ek hom alles terug wat ek hom skuld. Ek weet nie of ek moet bly wees of kwaad wees nie. Wees bly. Kwaad pas jou nie. Wat is dit? En ek hou niks daarvan om op hierdie rusbank te slaap nie. Dan moet jy maar liewer agter jou vrou se blad in die bed kom inskuif. Of hoe? Jou rowwe bliks, hè?